Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 3, 11 tot 17 April. Hoogmoed teenoor ootmoed. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons kom vandag na U met dankbare harte. Liewe Heer, vir die groot opoffering wat U aan die kruis vir ons gemaak het en die groot verlossing wat U vir ons bied. Ons vra wanneer ons nou U woord gaan bestudeer, liewe Heer, dat U teenwoordig mag wees en help ons asseblief dat ons geestelike oog en verstand mag oopgaan, dat ons U boodskap mag verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, Lukas 18 vers 9 tot 14, 1 Johannes 1 vers 9, Hebreërs 11 vers 24 tot 26, Lukas 22 vers 24 tot 27, Filippense 2 vers 3 tot 8. Geheeteks, Lukas 14 vers 11, Nuwe Afrikaanse Bybel. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Lukas 14 vers 11, Nuwe Afrikaanse Bybel. Ken jy iemand met 'n reuse ego, wat meen dat hy of sy nooit ooit verkeerd is nie? Die meeste van ons het al met so 'n persoon te doen gehad, nie waar nie? Dalk ken jy iemand wat 'n beheervraat is, wat glad nie die ruimte vir ander se instruksies of opbouende kritiek gun nie. Miskien ken jy iemand wat voortdurend in een of ander konflik met ander gewikkeld blyk te wees. Of iemand wat gereeld ander mense op 'n meesterlike wyse afkraak. In ons oë is diegene wat sulke karaktergebreke vertoon altyd ander mense. Die vraag wat elkeen hom of haarself egter moet vra is, het ek nie dalk self ook 'n meerderwaardige houding nie? Hierdie uitwys van ander se hoogmoed, terwyl jy terselfdertyd jy jou eie ontken, is niks minder as selfmisleiding nie. Wie van ons het nog nie met ons eie meerderwaardigheid te kampe gehad nie? Elkeen van ons het al sulke situasies beleef. Ek gaan vir so en so in woord of daad of voorkoms wys dat ek beter as hulle is. In ons innerlike word hierdie oortuiging dus as 'n feit beskou. Ek oortref hierdie persoon met wie ek nou te doen het sy algeheel of in 'n bepaalde opsig. In 'n stadium het iemand die volgende oor houding te sê gehad: hoogmoed spruit uit die begeerte om vir ander te wys dat ons lewenswaarde het. Duidelik het ons lewenswaarde. Dit is iets wat die gelowige behoort te weet. Ons is immers God se handewerk, die mens vir wie hy boonop kom sterwe het. Hierdie week bekyk ons watter gevolge hoogmoed of eie waan vir ons verhouding met God in ons medemens inhou, as ook wat die Bybel oor 'n ootmoedige gees teenoor ander en natuurlik ook teenoor die Here te leer het. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 18 April.